Nou ja, ek het vanoggend soos ouer gewoon 'n lekker vraag. Vir hoeveel stukke of sikkels silwer was Josef verkoop? Jy het nog gedink aan iets anderste. 40. Nee? Nee, hey, jy kan nie 3 raaie op 'n slag vat nie. Hey, stop nou die bus. Okay, nou gaan ek vra, kan ek asseblief 'n getal by jou kry? Jy kan nie 60 tot 70 wil vat nie. Okay, 30. Jy daar agter? Ek sê 40. Was dit die prys van 'n slaaf? En julle is almal verkeerd. 20 sikkels silwer. Ja, as ek ook so 'n countdown sal ek ook reg wees. Ek meen. Ja, hy was nie, hy het afgetel soos Henry. Moenie matrieks kom nie. En jy kan dit gaan lees in Genesis 37 vers 28. Het jy hom? Ek hoop dit leer julle iets. Nou mense, vanoggend wil ek oor iets gesels. En ek dink ons as kinders van God skiet baie tekort aan hierdie gedeelte. En dis aanbidding van God. As ek nou vandag na die moderne kerk en ek kyk na Christene en ek kyk na kinders van God, dan vra ek myself die vraag af: het ek nog 'n goddelike vrees vir God? Aanbid ek die Here met alles wat in my is? Want hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met alles wat in jou is. Nou, wat is aanbidding, is die volgende vraag. Wie kan vir my sê, wat is aanbidding? Is dit net die praise and worship wat ons hier voordoen, en ons gaan in aanbidding, en ons maak die naam van die Here groot? Is dit aanbidding? Ja, hierdie vrystater sal ek mee later gesels. Is dit aanbidding, vra ek julle? Nee. Dis ek wil sê 3% van wat aanbidding eintlik moet wees. Nou kom ons lees Psalm 96 vers 1 tot 13. En ek dink as jy hierdie gedeelte gaan begin lees, gaan jy agterkom, daar's iets baie dieper in wat aanbidding is en waaroor aanbidding gaan. Psalm 96 vers 1 tot 13. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Sing vir die Here, o ganse aarde. Sing vir die Here, prys sy naam. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Die eerste, hy sê sing 'n lied, maar daarna verkondig sy verlossing. Deel van aanbidding is om dankbaar te wees. Ek is verlos. Om te kan dit verkondig deur my leefwyse. Weet jy hoekom sê die wêreld ons is skynheilig? Want ons lewe getuig nie meer 'n lewe van dankbaarheid, liefde, aanbidding vir God nie. Ons kom sit net hier, ons kom sit net daar. Mense neem aan as jy Sondag in die Pick n Pay rondloop met jou mooi kleertjies, dat jy in die kerk was, maar die beeld straal jy nie uit nie. 'n Beeld van dankbaarheid, met 'n lied in die hart. Verkondig verlossing. Wat verkondig jou lewe? Is dit verlossing? Of is jy nog vasgebind met die band van slawerny? Ek wil vanoggend vir jou sê, ons is hier om nagmaal te doen. Ons is hier om die Here te aanbid en dankbaar te wees vir die band van slawerny wat gebreek is. Hoe dankbaar is ek daarvoor? Waarom is ek vanoggend hier? Waarom het ek lofliedere gesing? Omdat dit 'n mooi lirieke het? Of het ek hier gekom omdat ek God wil aanbid met alles wat in my is? Hy sê, maak onder die nasie sy majesteit bekend, onder die
onder al die volke sy wonderdae. Maak onder die nasies hom bekend. Waar is die stem van God? Waar is die stem van God? Word God sy stem net op 'n Sondag gehoor? Hy sê maak in alle nasies hom bekend. Nie net met ons woorde nie, met 'n lewe van aanbidding. 'n Lewe toegewyd aan God. Nou mense gaan vinnig vir jou kom sê, daar's 'n tyd en plek vir alles, pastoor. Regtig? Ken jy my? Daar's net tyd vir my God. En as ek sy naam kan groot maak by die werk, oral waar ek gaan, dis wie ek is. Hoekom? Want hy het my gered. En daarvoor gee ek hom die lof, die eer en die aanbidding, waar daar's niemand soos hy nie. Weet jy, in ons geloof is ons die enigste geloof wat sy God aanbid, wat uit die doodheid opgestaan het. Weet jy dit? Mohammed is history. En ek kan al die ander opnoem. Behalwe my Jesus. He has risen from the dead. Hy het opgestaan. Dis wat hierdie tafel aan ons bied. Maar waar is die menskind se hart in aanbidding en dankbaarheid vir wat God vir ons gedoen het? Ons bly stil. Ons maak nie sy naam groot nie. Vers 4, want groot is die Here en besonder lofwaardig. Hy is ontzagwekkend, meer as alle gode. Meer as alle gode is hy prysenwaardig. Hoekom? Hy het opgestaan. My Jesus leef. Ja, al die gode van die volke is niks beduiend, maar die Here het die hemel gemaak. Luister, en glans is voor hom. Krag en heerlikheid is sy heiligdom. Gee eer aan die Here, familiegroep van volke. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here en familiegroepe. Is dit net hier, of sê hy, in ons familieband, daar by die huis, daar waar jy tussen mense beweeg, moet jy wat doen? Jy moet eer gee aan wie? Aan God. Maar doen ons dit? Die antwoord is nee. Hy sê vers 9, buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid, bewe van wie sy teenwoordigheid, o ganse aarde. Buig in aanbidding. Ons is so hoogmoedig geword. Die eie ek het so selfvoldaan geword, dat ek nie meer voor die Here wil buig nie. Ek wil mos die probleem oplos. Ek wil mos die antwoord wees. In plaas van draai na God toe. Kom na God. Buig in aanbidding. Verneder jou voor God. Verneder jou voor die lewende God. Wat het Jesus gedoen? Hy het gekom en hy was die minste op hierdie aarde. Hy het sy disippels se voete gewas tot eer van God. Tot eer van sy Vader, in aanbidding. Waar is ons? Menskind, jou titel gaan jou nie in die koninkryk bring nie. Jou hoogmoedigheid gaan vir jou 'n struikelblok wees. Dis tyd dat ons soos Jesus word. Hy het 'n lewe van aanbidding gehad. Hy het die Vader al die eer gegee. Hy was die minste, hy was 'n dienaar. En wat doen ons? I want to be the boy. Ek wil tog die een wees wat hier voor staan, almal moet tog sê, o, wat 'n mooi preek. Nee, asseblief moet nooit na my toe kom en sê 'n mooi preek nie. Sê die woord van die Here het in my hart gewerk. Ek soek nie God se aanbidding nie. Ek wil God aanbid.
Moenie die leraar of iemand wat 'n titel het aanbidding gee nie. Gee God die eer in alles. Eer God. Ek is dankbaar. Ek is soos Paulus wat sê, ek is dankbaar om 'n dienaar vir God te kan wees. Sê onder die nasies, die Here regeer. Ja, die wêreld staan vas. Dit wankel nie. Hy veroordeel volke met billikheid. Wie regeer in jou lewe, geliefde? Wie regeer in jou lewe? Is dit die Here of is dit die eie ek in die wêreld? My lewe moet getuig van wie? God is in beheer van my lewe. God is die een na wie toe ek gaan in goeie en slegte tye. Ek wil hom loof, ek wil hom prys, ek wil hom aanbid, ek wil hom eer gee, want hy is my God. Laat die hemel bly wees en die aarde juig. Laat die see en alles daarin dit uitbalsem. Laat die hemel bly wees. Is die hemel bly oor die kind van God vandag? Jubel die aarde van lofsange tot eer van God. As ek so na die mensdom kyk, as ek so na die kerke kyk, en hoe mense begin wegdraai van God en mols toe gaan, juig hulle vir wie? Nie vir God nie. En dan kom mense, jy moet tog net nie my aanvat nie. Ek sal kerk toe kom wanneer ek wil. Oppas, daar's 'n gedeelte in die Bybel, Hebreërs 10 vers 25, jy mag die onderlinge byeenkomste nie nalat, soos wat sommige dit doen nie. Hulle moet reggewys word, hulle moet vermaan word, sodat hulle weer op die regte pad kan kom. Ons het lou geword. Ons is nou in Openbaring 3, die 7de brief. Ons is lou. Lou in alles wat ons vir God doen. Lou in ons aanbidding. Lou in alles. En dan wil ons die decency hê, of die voorbarigheid hê om te sê, ek aanbid met die Here God met alles wat in my is. Regtig? Regtig? Is die hemel bly vanoggend? Juig die aarde. Laat die see en alles daarin dit uitbesyn. Getuig die aarde van God, ja. Getuig die hemelryk, ja. Maar juig die aarde. Dis 'n vraag wat ek en jy vandag moet vra. Die aarde het getuig. Die aarde het gebewe toe Jesus sy asem uitblaas. Die aarde het getuig van die grootheid van Jesus. Maar waar is die menskind? Waar is die menskind? Laat die veld en alles daarop jubel, dan sal die bome en die bosse van vreugde uitroep. Die aarde getuig, die skepping getuig, dit jubel en juig oor die grootheid van God, en Jesus Christus en die Heilige Gees. Maar waar is die mens? Jubel jou hart vanoggend. Voor die Here, want hy kom. Ja, hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en volke ooreenkomstig sy trou. Hierdie is 'n baie mooi waarskuwing aan die einde. Is my hart nie vandag jubel en juig en God groot maak nie? Is my lewe nie getuig van 'n lewe van aanbidding en die teenwoordigheid van God nie? Sê hy gaan ons oordeel en sy oordeel gaan regverdig wees. Aanbidding van God is die uitdrukking van wat? As ek die Here aanbid, wat doen dit? Wat moet my liggaam, wat moet my wese van getuig? Eerstens van liefde. Is die liefde van God nog in jou hart vanoggend? Getuig jou lewe van 'n liefdevolle verhouding met God. Om die Here te wil aanbid is tyd
wat ek uitkoop om saam met God te spandeer. Hoekom? Want ek het my Here, my God lief. Eerbied. Het ons nog 'n heilige eerbied en respek vir God? Het ons nog? Ek wil vir jou sê, ons het 'n heilige eerbied en respek verloor. Kyk maar hoe mense teenoor God optree. Kyk wat sê hulle van hom. Kyk nou, as jy my regtig wil kwaad hê, sê die ou baas daarbo, dan gaan ek vir jou wys waar jou agtersteewe warm moet kry. Hy's nie 'n ou baas nie. Hy's 'n heilige God, man. Eerbied en respek vir hom. Is daar eerbied en respek vir hom in jou huis? Sien jou vrou dit, sien jou kinders dit. Sien die mense dit. Dit vorm deel van aanbidding. En toewyding. Aanbidding is toewyding. Aan wat? Aan hierdie tafel. Wat dit simboliseer. Die een wat in die kruis gehang het, in toewyding vir jou. Hoe kom ek en jy in die week na God toe? As ons toegewyd aan wat hy van ons vra. Weet jy, hy vra, lees my woord, bid, praat met my. Ek soek 'n verhouding met jou. Hoe toegewyd is jy in jou verhouding aan God? Hierdie week wat verby is. Het jy hom eer gegee? Of het jy sometimes met hom gepraat? Dis deel van aanbidding. Dit gaan aanbidding om God te eer en met hom in verbinding te kom. Wanneer ek God eer en ek aanbid hom, wat doen ek? Ek wil in verhouding met my God kom. Deur gebed. Weet jy wat? Hierdie volk van God het lou geword. Ons bid nie meer nie. Ons ken nie meer die woord nie. Dan verstaan ons hoekom ons nie kan deurbreek nie. Praat en luister met God in gebed. Praat en luister. God wil met jou praat. Ek het vandag op pad hier eintlik 'n baie mooi ding op die radio geluister van hierdie professor se getuienis. En hy sê sy kleindogter kom en sê, maar oupa, ek het nog nie die Here gehoor soos wat hy met koning Dawid gepraat het nie. Ek weet nie wie daai verhaaltjie geluister nie. En hy sê, weet jy my kind, as jy oupa teken, en oupa sien daardie woorde, ek is lief vir oupa, hoef jy nie woorde sê nie, want ek hoor jou stemmetjie in my hart. En wanneer jy die liefde vir God se woord het, weet jy wat praat hy vanoggend met jou? Al wat jy moet doen is om die woord oop te maak, en hy sal met jou praat. Lofliedere. Ek het al baie keer vra ek in die gemeente, weet jy, om met God in verbinding te kom, is pray and worship, hierdie voorsang, hierdie lekker gesalfde musiek. Maar as my hart nie reg is nie, gaan ek nie koneksie met God maak nie. En al baie keer vra ek vir die mense, wie het met 'n lied vanoggend na die huis van die Here gekom? Kom aan, wees eerlik, wie het met 'n lied gekom? Wie het met 'n afwagting en 'n lied in sy hart gekom? Moet my nie soos 'n klomp eers, ja, maar jy is die musiekleier, Henry. Jy moet met 'n klomp kom. Nou nie jou hand hier kom opsteek nie, man. Jy kyk nou wat hy kanse hier voor, hè? Elkeen moes ons met 'n lied in die hart na die Here toe kom. As een liedjie wat daar vir baie lief is. En seker een van die eerste liedere wat ek op die keyboard geleer speel het, is O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Daardie woorde praat vanoggend met my, het ook nog daardie aanbidding, daardie eerbied en respek vir God. Hy sê, dan moet ek juig, my redder, my God. Het ons dit nog? Diens. Wag, hier kom 'n gedeelte. Aanbidding is nie diens nie. Aanbidding is mos om op my knieë te gaan en met die Here te praat en lekker liedere te sing. Aanbidding gaan oor diens aan wie? Aan God. Daarom sê Paulus altyd, en Paulus vir my een van die mooi dinge, hy sê altyd eerste, ek's 'n dienaar van God, dan 'n apostel.
Ek is 'n dienaar van God. Jesus het gekom om die wêreld te dien. Hy was 'n dienaar tot eer van wie? God. Aan die mensdom. Maar hier kom die mens van vandag. Weet jy, pastoor moet tog nie vir my vra om die vloer uit te vee nie, is nie my jobbie. Ek vee nie eers by die huis uit nie. Dan wil jy nog hê ek moet hier kom uitvee. Ek het 'n baie groot mentor in my lewe gehad en ek het al baie oor hom gepraat, Dr. Tinus van der Merwe in Corpus Christi in Middelburg waar ek begin het. Hy kom by Corpus Christi in Middelburg die heel eerste Sondag voor hy nou moet preek, kom hy en hy sien die driveway is vuil. Daardie saterdag vee met die besem. En die buurman hang daar so oor, jy ken mos 'n buurman, het jy al gesien, sy so 'n paar stewige goedjies het en hy hang so oor die muur en hy sê, hey, daardie leraar het nog eers begin en hy laat jou die pavingvloer, ek sal môre met hom praat. En wie stap daai Sondag op om te preek? Dr. Tinus van der Merwe. Wie sit heel voor in die gemeente? Daardie man wat oor die muur gehang het met sê, gaan met die leraar praat. Hy het altyd vir ons 'n mooi ding gehad. Hy sê, ek sal nooit van jou iets vra om te doen as ek dit nie self sou gedoen het nie. Want hy sê, dis diensbaarheid aan God. Dis wat ek en jy moet wees. Diensbaar aan God. Gehoorsaamheid. Weet jy, om God te kan aanbid met alles in jou, moet daar iets weet wat ek met myself mee. En dis gehoorsaamheid aan wie? Aan God die Vader, gehoorsaamheid in dit wat hy van my verwag, dan is ek in volle lyn en aanbidding met God die Vader. Maar ons wil nie meer gehoorsaam wees nie, ons wil nie meer hê die leraar moet oor sonde preek nie. Hierdie tafel het oor wat gegaan? Oor sonde, van wie? Nie van Jesus nie, van die mens. Moes hy sy lewe voorgee? Maar ons moet tog nie sonde preek nie. Daar's 'n predikant in Amerika wat nou die dag 'n stelling gemaak het, moet tog net nie meer die bloed van Jesus preek nie. Jammer om te hoor, ek sal net bloed preek. Want dit is my nuwe verbond. Dis die kern van alles. Aanbidding is persoonlik. Is dit nie so nie? Het jy al gehoor as mense begin bid, sy stemtoon change sommer so. Sommer van 'n normale praat na daai hoogheilige stem. Nee. Wees net jouself in die oë van die Here. Weet jy, dis so lekker tyd om persoonlike tyd met die Here te spandeer. Ek ry baie in my kar en ek ry baie ver en ek het Elsie se memory stick waarop die Bybel is. En voor ek my werking begin ek aan baie dinge dink. Ek moet sê ek het in 1 week Genesis heel deur geluister. En dit was so lekker, want ek het so mooi dinge weer opgetel. Ek is nou in Exodus. En dit is vir my so lekker om tyd met die Here te kan spandeer. Weet jy, ek wil nie mense moet dit vir my wegvat nie. Baie keer as ek alleen ry, dis lekker. Dis my tyd met die Here. Dis vir my persoonlik. Daar's tyd wat ek met die gemeente, daar's tyd met my vrou, tyd met die kinders, tyd maar daar's 'n tyd waar ek my persoonlike verhouding met God wil versterk. En weet jy wat? Ek is baie keer selfsugtig want ek wil nie daai tyd met iemand anders deel. Kyk, as iemand my dan op die foon bel, nie nou nie. Nie nou nie. Dis my tyd met die Here. Ons moet dit persoonlik doen. Stilte tyd, gebed, praat met God. Skryf jou hartsbegeertes neer. Het jy al dit neergeskryf? En oor 'n jaar teruggekyk vir wat God vir jou gedoen het? Kerkbyeenkomste, sang, nagmaal is deel van aanbidding. En ons laat dit tog so na. Dit is mos nie meer belangrik om kerk toe te kom nie. Ons het mos nou deesdae moderne tegnologie. Is dit nie so nie? Jy kyk mos sommer die preek, as ek die man nie like, gaan ek na 6 ander preke toe. Dis mos hoe ons dit doen deesdae, nie waar nie? Maar weet jy wat kan 'n televisiepreek nie doen nie? Daardie heilige teenwoordigheid, intieme verhouding en tyd saam met God. Ek wil vir jou sê, jy kan nie daai intieme verhouding op 'n televisiepreek met God kry nie. Hy ontbreek. Dit is so lekker om saam met ander Christene te kan gesels oor die liefde van God.
Ek en jy moet God dien met vriendelikheid en rentmeesterskap. Dis wat aanbidding vra. Hoe lyk jou rentmeesterskap vanoggend aan God? Ek dink ons almal skiet ver te kort. My leefstyl, lewe ek met goddelike integriteit, liefde en deernis? Ek vra jou weer, goddelike integriteit. Dis maklik om integriteit hier te wys in die kerk, na by jou huis, daar die selfoon. Nou, almal van julle in hierdie gemeente ken my paswoord, want hy gaan nie omwy my foon oopmaak, jy kan kyk net wat jy wil, broer, jy gaan goddelike boodskappe kry en that's it. Dis integriteit. Integriteit is om God en God se weë te doen, daar waar niemand jou sien nie. My pa het altyd vir my gesê, baie keer het ek met die staatskar by my pa opgedag en sê, my seun, weet wat is integriteit? Is om nie daai kar te spin nie, sê ek, pa, ons spin hom soos 'n rental. Dis integriteit, om iets op te pas, wat iemand anders dan jou toevertrou het. God het die evangelie in ons toevertrou. Hoe lyk ons integriteit rondom dit? Hoe lyk ons morele waardes rondom dit? Waarom moet ons God aanbid? Het iemand dit al gesê, waarom moet ek die Here aanbid? Ek kry dit baie, waarom moet ek kerk toe kom? Waarom moet ek dit doen? Ek het mos my eie wil. Ja, nie het jou eie wil. Maar jy moet bidei, jy gaan verantwoording doen oor hy eie wil van jou. Want jou wil moet God se wil word. En die psalmdigter sê dit vir my so mooi, hy is waardig om jou God en skepper en verlosser en koning te wees. Watter ander geloof se God het opgestaan en leef vir ewig? Nie een nie. Daarom is hy waardig om geloof en geprys te kan word, want my Here het die dood oorwin. Hy leef vir altyd en ewig. Hy het gekom en het ons verbind aan God die Vader met hierdie sterwe. Die voorhangsel is geskeur. Jy het reg om God se teenwoordigheid met Christus Jesus in te beweeg. Maar ons doen dit nie. Ons smag nie meer na daardie verbinding met God nie. Hy het gekom en hy het die fokus verskuif van ons na God. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het die Vader in alles verheerlik. Aanbidding moet die doel van ons hart wees. Is mooi wat ek vanoggend vir jou sê. Wat is die doel van jou hart? Wat is die doel van jou lewe op hierdie aarde? Jou doel is om God groot te maak, hom te verheerlik, hom te aanbid, sodat mense God deur jou kan sien. Dit is ware aanbidding van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy kom in Markus 12:30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Dis ware aanbidding, met alles in jou hart. Aanbidding is belangrik. Bring ons harte in lyn met God se hart. Dis aanbidding. Wanneer ek lewe en my lewe getuig van 'n lewe van aanbidding, kom my hart in lyn met God se hart. Gemeente, geliefde kind van God, is jou hart vanoggend in lyn met God se hart? Doen jy dit om God te eer? Doen jy dit om lof aan hom te bring? Waarom kom jy vanoggend na hierdie nagmaaltafel? Ek wil weer opnuut hier kom en my liefde vir God proklameer. Ek wil opnuut my lewe in lyn kom en bring volgens God se woord. Ek wil my hart verander sodat dit in lyn is met Jesus se hart.
Hy het sy lewe vir my gegee. Daarom wil ek leef vir hom. Dis wat ware aanbidding beteken. Om te kan leef vir God. Begin jou dag, elke dag, met aanbidding. Weet jy wat? Dankbaarheid. Dankbaarheid vorm deel van aanbidding. Om dankbaar te kan wees, om vandag hier te kan wees. Om in hierdie gemeente te kan wees. Om elkeen van julle te kon groet vanoggend. Om my vrou Algese my grys hare vanoggend te kon sien. Om self koffie te gaan maak het vanoggend. En weet jy wat? Dankbaar vir 'n generator, want ons het alweer nie van gisterand af krag nie, hoor. So ek is so dankbaar vir 'n generator. Dankbaar vir tegnologie. Ek staan met 'n dankbare hart voor die Here vir die feit dat ek brandstof in my generator kan sit. Dankbaar vir 'n werk, dankbaar vir gesondheid, dankbaar vir lewenslus. Dit vorm alles deel van aanbidding. Hoe dankbaar is jy om vanoggend, ek gaan met dit afsluit, om aan hierdie tafel te kan kom sit. Hoe dankbaar is jy? Aanbidding se groot deel is die dankbaarheid vir wat ek het en wat ek ontvang uit die hand van God. Maar doen ons dit met die regte gesindheid. Amen. Ek gaan vra dat ons musikante vorentoe kom.